Goeiedag, julle elke vrou met hierdie vanaand. Dit is my so voorreg. Ja, ek is nie, ek het geen graad nie. Ek het 'n diploma, Afrikaanse tegniek gekry. Ek is nie die voorsitter van die VLV op ons dorp nie. Ek kan nie die beste koek bak nie. Ek het 100 resepte geprobeer nie, dit flop nie. Ek is net nie daai boervrou nie. Maar ek is 'n boersevrou. En ek is daai buurvrou wat jou kan staan maak. Ek is daai vriendin op wie se knop jy kan druk en ek staan vanaand die absoluut vulnerable vir julle. Ek giet myself die uit vir julle vanaand en my hele hart is om Jesus al die eer te bring. Want miskien ons begin. Wag, ek wil die skrifgie vir julle lees. Efesiërs 2. Goed, hierdie skrifgie is presies wat my verduidelik het voor Jesus. Ek was dood, dis nou Efesiërs 2. Ek was dood as gevolg van my oortredinge en my sondes, wat voorheen my lewenswyse gekenmerk het. Ek het gelewe soos hierdie sondige wêreld en my laat lei deur die vors van onsigbare magte. Die gees wat daar nou in die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Ek is deur my sondige begeertes oorheers en ek het gedoen net waartoe ek lus is, wat my gelei het en wat in my gedagtes opgekom het. Vanweë my sondige natuur sou ek net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Deur sy groot liefde het hy my wat dood was as gevolg van my oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. My verhaal begin by klein dogtertjie, my huisgesin wat Christen groot geraak het. Ons is deel van die kerk, so na kerk toe gegaan. Maar geen van my pa gehad nie. Hy het maar gedrink en altyd vir ons geskel. Ons kon net mooi niks reg doen nie. So van kleins af. Ek het 'n vriendin gehad in hulle paar die slaghuis op die dorp, op Ermelo gehad, dis toe nog op Ermelo. En sy kon op papa se skoot sit, en haar pa kon in haar oë kyk en met haar gesels en lag, en stories vertel, en ek sê dan, ek winker so rondom, ek sê dan, ek is soos, dis wat ek soek dit van my pa, ek het het nooit gekry nie. En, ja, so met diepe verwerp in die minderwaardigheid geword. Ek kon eers my hand opsteek in die skool nie. As ek dit so verstaan nie, want nee, dan gaan almal vir my kyk en dan gaan almal dink ek is dom. So, ja, en na skool, een slegte besluit op die ander gemaak, en toe wag die wêreld waarheid oor vir my, want nou hoef ek nie voorbeeldig in skool te wees nie, en hier wag die wêreld vir my oop hande, en ek begin absoluut daar skrif doen. Onthou, ek was, as ek 'n blokkie getik het van my geloof, so ek gesê ek is 'n Christen. Ek het nooit my Bybel gelees nie. Ek het katekiseer en dit was dit. Nooit 'n verhouding met Jesus gehad en nooit vir hom geken in niks nie. En op die ouderdom, my dochter, kies my ander een keer van die anders. Ja, so baie draai in die lewe gemaak, baie slegte besluite, baie shame in deel van my lewe geraak, want ek het so die aandag gesoek van ander dinge in die wêreld. Ek het so gerinker en gehardloop na daai goeders wat in waarheid op my gewas, ek het voluit omhels. En op die ouderdom toe ontmoet ek my man, Anton, op die ouderdom van 29, toe ek gedink, daar's braggies niemand meer vir my nie, want wie gaan my wil hê, my gebroke ek is. En ek kom daar net, hierdie man,
sy sterk arms en mooi hande het my eerste opgetel, hy is die groot sterk man en hy het die mooi stem en ek kan nie glo, en ek sien hoe hy praat met sy vriende en ek dink, kan hier nog sulke mans wees en ek is onmiddellik verlief. En volgens 9 maande later is ons verloof en nog steeds het ek hierdie leemte, absolute leemte binne my. Ek het dan nou hierdie man wat ek vir my hele lewe verwag het, ek dan nou ontmoet, maar ek het nog steeds hierdie leemte in my en dit is absoluut soos die movies altyd sê, you complete me, dit is absoluut, jy verdrink jouself so in die romantic movies, want dis wat jy soek. En nou het ek nog steeds leemte in my, dit is dan die man wat ek my hele lewe verwag. En ek beland toe in die hospitaal as gevolg van 'n cyst op my eierstokke en ek moes 6 weke plat lê. En nee dan kom dink ek, okay, maar wat? Hoekom is ek nou op aarde? Wat is my purpose? En dit is 'n vraag wat almal elke oggend as in die spieël kyk, vra. Wie is ek? Waartoe gaan ek of hoekom is ek hier? En julle, ek begin honger raak, ek soos in waar, maar Here, wie is U? En ek onthou, ek stap by een kerk in, en toe is daar 2 vriendinnetjies by my werk, wat my toe nooi, om saam met hulle kerk toe te gaan. En julle, daai oggend, vir die heel eerste keer, hoor ek, wat Jesus vir my die kruis het. Al die jare, ek sê ek dit, ja, Jesus die kruis is daai oggend, hoor ek vir die heel eerste keer, dat die heilige God, eerste heilig is, hy kan nie sonde en ongehoorsaamheid duld nie. 'n God wat regverdig is, wat ongehoorsaamheid en onregverdigheid moet straf, onheiligheid moet straf, maar deur sy genade, Jesus Christus, het die weg gemaak na 'n heilige God toe. Deur sy bloed kan ek nou na heilige God gaan en op sy skoot gaan sit. Julle, ek bars uit my trane vloei. Ek snap dit, en my hart snap dit vir die eerste keer. En dis wat ek al die jare smag, na 'n pa wat ek net op sy skoot kon sit. Nou is ek waardig voor Christus en wat hy alleen vir my die kruis. En dit geen ander manier nie, niks omdat ek oulik is, of omdat ek miskien die behoeftig is by die dagkennels, of 'n kinderhuis gaan help het, of 'n sokkomhuis begin het nie, niks van daai nie. Dis alleen deur die bloed van Jesus en om in hom te glo. En daai glo, dit is nie 'n verstandskennis nie. Dit is nie net hier wat in jou kop aangaan nie. Daai glo is om ook te same met gehoorsaamheid in hom te stap. Want ek was vir 30 jaar gehoorsaam in my vlees. Die rebellie teen God vir 30 jaar. En ek was so raak mens, ek was nice. Ek was 'n nice mens geweest. Maar ek het absoluut deeltyd gedoen wat my vlees begeer het doen. Ek was aan my vlees gehoorsaam en uiteindelik dan nie aan God en dis rebellie teen God en ek snap. En daar begin my journey met Jesus en nou is my man, ons is nou verloof, dan sê ek, ja, ek kom nou kyk, ek sal saamkom, en net dat jy die ouens in die kerk vir my op, of iets so iets. En ek sê, en hy kom toe saam kerk toe, en die mense, soos ons die pad stap, en ons begin by self op aanskal, uitsluit, ons het elke aand series te kyk, dit is ons lewe, ons het die aande teken kyk. En hy begin, en langs toe, ons is toe November 2009 saam groot geloop, en ons het altyd besluit, ons kies Jesus vooruit, ons begin die pad stap. Nou, toe begin, daar's consequences vir baie dinge. So ons het ons kredietkaart gebruik, ek het omtrent elke winkelkaart gehad waar daar was, en dit was vol. So nou begin jy besef, maar okay, so ons begin, hierdie dinge begin, dit is nou 'n pad van gehoorsaamheid, dis die pad van heiligmaking. Jy moet nou verander, ons moet verander in die beeld van Christus. Hoe doen ek dit? Elke dag, Here Jesus, ek kom voor U, ek buig voor U, ek gee my hart voor U, ek lê my lewe op die altaar vir U, Here Jesus. Help my, Here, stap saam met my neerbid, wys my hoe, leer my hoe, gee my wysheid en insig in dit. En dit is nie van naiwheid en kleinheid nou in Jesus naam, ek verklaar nou, my bankrekening sal vol wees in Jesus naam nie.
En dit help nie dat jy nog steeds ongehoorsaam is as hoe jy 'n rentmeester oor jou geld is. Dis waar Jesus, dit die prinsipie, hy kom deur sy Bybelse beginsel, en dan stap jy die pad, daar's konsekwensies hoe jy jou geld gebruik het, so nou, gee dit vir hom, en jy vra hom, Here, maak my goeie rentmeester van wat die aan my te vertrou. En dit geld vir alles. Dit geld vir my man. Ek gaan voor 'n heilige God moet staan, dis wat ek altyd dink, ek gaan voor 'n heilige God moet staan en verantwoording doen oor hoe ek my man dien, hoe ek hom liefhet, hoe ek hom hanteer. Want ek het baie foute gemaak met my man ook, en dit is regtig die Here se hand en sy genade op ons huwelik dat ons in die begin dat het nie woester gegaan het nie, want nou gaan ek Bybelskool toe, ek lees Bybel en ek sê my man, hy glo nou nie selfs soos ek nie, en nou kom my geestelike pride in. Julle, dis vieslik. Dit kom in en ek kom my man judge op alles en my demands vir my vereistes is hierso, en die arme man kan nie daarby uitkom nie. Dis ek wat hom daar wil sit, dis ek wat wil beheer, dis ek wat wil my beheer oor hom uitoefen, en weet jy, ek moes sy voete was, en ek moes vir hom sê, my man, ek is jammer. En dan kom die Here in daai oomblikke waar mens jou hart weer eens neerlê en bely, Here Jesus, wys vir my hoe ek my man moet lief hê, hoe ek my man moet dien. En die Here kom maak jou oë oop, hy kom wys vir jou, hy gee jou wysheid en insig. En wat gehoorsaamheid is die vereiste. As jy net, jou man gaan eendag self vir hom moet, my man gaan self vir die Here verantwoording moet doen oor hoe hy ons gesin liefhet, koester, beskerm, sorg, dat hy nie net finansiëel voorsien, ons mans dink ons moet net finansiëel voorsien, as hulle die job nou gaan doen. En hulle gaan voor God moet staan, ons rol is om aan te hou met vir ons mans, aanhou intree vir ons mans, aanhou Here, my man, die man wat ek vir my Here, die weet dat hulle weer ek het gesien, en is daai oomblikke, is goed, moenie nou jou vriende dwaas, jy moenie jou man swak maak by jou vriend, moenie nie afbreek by jou braai, moenie doen nie, jy gaan verantwoording moet doen daarvoor. Wat ons rol is om ander na Jesus toe eers te hardloop, en in daai oomblik, kom Jesus, en hy kom draai jou hart om, en dit kom terug na hom, die worship kom terug na hom, die Here Jesus, dankie vir wie U is, dankie dat U die een is, wat die bron van lewe is in hierdie huwelik. Here, al is my man nog nie daar waar ek nou dink hy moet wees nie, Here Jesus, help my om hom te dien, gee my nuwe oë om na hom te kyk, oë soos wat U na hom kyk, Here Jesus. Here, die Here is getrou met dit, die Here is super getrou met dit. Die heel eerste ding wat die Here my kom verlos het van, is die heel eerste ding, is toe ek my babes vergeet het. En ek onthou dit blyf my die mooiste, want dit het in 'n oomblik, dit het 'n bonatuurlike oomblik gewees, wat in my hart so kon draai, toe ek kies om my pa te vergewe. Papa, ek vergewe jou. Want weer eens, dit is 'n opdrag, en ons moet gehoorsaam wees aan die opdrag. Hoekom het ons gehoorsaam wees aan die opdrag? Want daar's 'n blessing in dit. Daar's 'n of 'n lewe of 'n dood. En ons kies dit elke dag. As ons kies om te vergewe, is daar kom lewe daaruit. En om te vergewe is 'n opdrag, is nie eintlik 'n keuse nie. Hoekom? Want daar's 'n blessing in dit, want jy kom vry. Dis 'n bonatuurlike saak wat jy vir die Here weer eens gee. Jy weet, ons elke dag, ons kan nou almal saam praat, want ons het ook buurmanne wat nie reg doen nie, ook wat altyd skoor soek of lelike dinge doen en nou nie buurman nie, as iemand weer luister, maar in ons gemeenskap, en ons altyd daai mense wat dwars gaan, want jy kan dit nie, jy moet ook altyd risie maak, maar okay, so, jy is gehoorsaam te vergewe, Here, ek vergewe, verbied, Here, seën hom, seën sy bloedkry in Jesus naam. Here, ek sukkel nogal so 'n bietjie, maar help my. En dit is weer eens, want ons gehoorsaam is daaraan, kom die Here, en hy kom bewerk dinge in jou hart.
En julle, dan is dit nie lank en dan begin jy besef, maar ek praat nie meer daaroor nie, ek voel nie meer aan grudges nie, en dan jy het Jesus gegee, hy doen die werk die Heilige Gees, hy bewerk dit, en dan kom die blessing, en so die heel eerste ding is, ek moes my pa vergewe, en die Here kom wys toe vir my pa wat so in kettinge toegedraai is, daar kettinge wat jy so in die see induik, wat die mense baie keer escapes doen leren, presies daar prentjie. My pa was so in ketting self toegedraai. Hy was so gebroken. Hy het uit sy gebrokenheid het hy probeer vir ons lief hê. En hy het so geval daarin. Want hy het dit weggedruk, so beteken hy het net probeer suppress met drank. Of hy het net weggehardloop waarvoor hy sy net hou worry nie. Dan kan hy dit opgelos, deur dit te doen. So hy het absoluut uit sy gebrokenheid want hy was self 'n klein kindjie, toe sy pa hulle gelos het. En sy ma in die koshuis besit en hy elke naweek waghaal vir haar hetjie vir ingeval sy pa gaan haal. So hy was so gebroken en verkeerde besluite. Sy eerste huwelik moes trou en my ma was 'n tweede huwelik. Maar prys die Here, my pa toe, hy het 'n kolonkanker, pankreaskanker en hy het op sy sterfbed toe regtig waar my ma jammer gesê vir alles. En julle, Jesus is tot sy genade is tot op my laaste asem. Vanaand, hierdie aand is 'n aand van genade. Dis elke dag is 'n genade nuut vir ons. So, net soos 'n man in die kruis staan, Jesus gaan met. Hy nie, dis nie van wat se Bybels kom jy weggedoen of wat se graad jy in teologie of dis niks van daai, dis 'n genade is tot op die einde. Maar daar is so 'n volheid, 'n lewe in oorvloed, nou al beskikbaar vir ons hier op aarde, hierdie splitsekonde op aarde, teenoor ewigheid, is daar regtig waar. En dit vat 'n hart wat gebuig is vir Jesus, dit vat knie wat gebuig is vir Jesus, en want om jou lewe in worship aan die Here oor te gee, is nie foutloos nie, maar dis 'n surrender lewe, dis 'n surrender life, en die klein goedjies, en elke dag se besluite om oor te gee. Dis dit is as jy Bybelstudie doen, jy lees maar okay. En jy reageer aan die Here praat deur sy woord, want dit bly die hoogste autoriteit wat daar is. Alles wat jy nodig het, is in die woord, en dan reageer jy op die woord, en dit is hoe geestelike groei plaasvind. Jy reageer met Jesus vir jou, en dan moet jy nie net 'n hoorder van die woord wees nie, maar 'n doener. En dit is hoe die pad van heiligmaking, dis hoe jy groei in geestelike, so toe kon ek my pa vergewe, en ek besef, as kind, want as kind is ek emosioneel nie, ek is nog nie emosioneel intelligent om te verstaan hoe my pa so reageer, maar jare later, prys die Here, het hy daar vir my kom verlos, en ek is liever my pa vandag, as wat ek nog ooit was. En, so toe, stap ons na die pad, probeer gehoorsaam wees en alles, en onthou, om gehoorsaam te wees, ons kan miskien vir mekaar vra, wanneer is dit okay om nie gehoorsaam te wees nie? Never. Nee, die klein goedjies, want die man is mos nie eiland hê. Die daai klein verskoningetjies, daar is geen klein groot nie. Maar deur die bloed van Jesus kan daar's genade in alles, as ons hardloop na hom toe. As ons na hom toe gaan en sê, Here, hierdie ding is 'n lelike ding in my hart. Niemand weet daarvan nie, nie weet daarvan. En die Here wys dit uit. En jy bely dit. En jy vra, Here, verander my hart. Ek wil nie meer dieselfde wees nie. Ek wil verander. Ek wil nie meer dieselfde vandag as laas jaar hierdie tyd nie, want dit is die pad van heiligmaking om te verander, to conform to the image of Christ. Dis 'n besluit wat daagliks gemaak moet word. En dit is, ons kan nou maar dink, soos in die Israelitiese tyd, toe die volk Israel uitverkies was, die Here het deeltyd vir hulle reëls gehad. Daar was, hy het deeltyd gehoorsaamheid vereis. En as hy nie gehoorsaam is, is dit gestraf gewees. Moses en Aaron die klip geslaan, waar hulle net moes geroep het vir water, en Moses mag nie in die beloofde land ingaan. Ons kan nou dink, dit is aandien, dit is nou onregverdig, maar die standaard van God se gehoorsaamheid is nie, daar's nie vlakke nie. En onthou julle die slang
tye my slang nie, sty dat ons almal ons ingekleer het, die kinderkerk, daai koperslang, en die Israeliete het weer gemou, hulle het weer gekla, en God stuur die slange, God stuur die slange, nie Satan nie, God stuur die slange tussen sy geliefde volk in, sy uitverkorene volk in. En God bring nie op, Moses gaan toe na God en hy vra asseblief, wees genadig op die volk, dis die volk wat hy uitgekies het, en God sê nie vir Moses om net te spreek, en die slange sal weg is, ek is genees in Jesus naam nie. Nee, hy sê, maak die slang, die wat opkyk, sal genees wees. En daai vers in Johannes 3 vers 16 wat ons almal ken, die mees geliefde vers, die vers net voor dit staan, net soos die slang in die woestyn opgelig is, net so sal die seun van God opgelig word, en net so dat die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat op hom glo, die ewige lewe kan hê. Die einde van daai hoofstuk, van daai hoofstuk 3. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So, die Israeliete moes opkyk na die slang, dan sou hulle genees gewees het. As jy nie gekies het nie, dan sou jy gesterf het net daar. Net so word die seun opgelig, as jy hom glo, het jy die ewige lewe. As jy hom ongehoorsaam glo, glo en gehoorsaamheid is een. Jy kan nie glo met jou net sê ek glo in Jesus, maar jou mond, jou dade, hoe jy dink, het geen vrug in Jesus nie. Dit is net dan 'n kop kennis. Glo en gehoorsaamheid gaan saam, want hier staan dit ook. Wie in die seun glo, het die ewige lewe, wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, want die straf van God bly op hom. Die straf, die slang, as jy nie opgekyk het vir die koperslang nie, het jy gesterf. God se straf is nog op jou. En julle God is nog presies dieselfde vandag. Hy het nie verander van die Ou Testament nie. Dit is nog steeds, maar sy uitweg, sy genade lê in die Seun, Jesus Christus. Dit is die oplossing vir alles, vir al ons probleme, vir al ons tekortkominge, die Seun Jesus Christus. En dit laat die waarheid tot vandag, dit is wat die Skrif sê. So, terwyl ons in die Boesmanland is, ons terug by jou toe onder, ek het nog gedaan nie, toe trek ons was in die Kaap gewees, en toe stuur die Here ons Boesmanland toe, nadat my hart was vir dit, toe ek sê, Here, asseblief, jy moet my hart verander, want ek gaan nie in my stofwêreld bly nie, my hare krul, dit kan nie al brakwater vat nie, dit is ek, my vel is droog daar, ek sal dit nie maak nie. En die Here kom doen 'n weer eens op bonatuurlike werk, hoekom het ek op? Ek kan dit na hom toe, ek kan dit nou nie my vriendinne of my ma toe nie, ek gaan na hom toe, en hy kom en hy verander my hart, en ek is die dag toe ons hier wegtrek in die Kaap en so, dus ek so opgewonde, want ek weet die Here het my purpose daar, maak nie saak waar jy is nie, dit help nie trek van een plek na die ander, maar jou hart bly bitter en swart, en jaloers en afgunstig nie, jy gaan nog steeds die mislike mens wees in die dorp wat jy is, en jy gaan nie 'n blessing vir jou vriendinne wees, jy gaan nie 'n blessing vir jou buurvrou wees nie, maar as jy kies, Here Jesus, ek gaan na U ontstuur, ek lê my lewe neer vir Here Jesus, ek sit my lewe op die altaar, en ek kies om aan U gehoorsaam te wees, want ons weet U is met my, U bou hierdie huis, U is in beheer, en U sal sorg vir my, en in die Boesmanland moet ek bitter swaar lesse leer. Ons het nie 'n neseiertjie gehad, so ons
gaan in 'n droogte in. Mense dink ons is van ons koppe af. Hoe is dit moontlik? Maar my man is daar gebore in Louisville hospitaaltjie. Hy is in sy bloed en sy are, daai stof is deel van hom. En ja, ons embrace dit, ons sê, Here Jesus, en julle, dit was taf. Dit was regtig taf. En daarom moes ek leer dat, ek onthou, jy gaan het vergeet, maar ek onthou, ek ry uit, daar is ook wifi op die plaas, ek ry uit, daar so 'n bultjie toe gaan staan daar, want daar is niks karre nie, niemand kom verby nie, en ek en Noah, my dogtertjie was 2 jaar en 8 maande oud, en ek kry toe daar sy, maar toe is my man heeltyd weg van die huis af, hy werk heel dag, en ek sê alleen, my skoonma se goed is nog in die kas, nou moet ek het uitpak, dit was terrible, en toe, ek sê vir haar, ek weet jy, ek versteer my man, en ek is net, dit is moeilik hier stap, en sy sê, onthou ons, dis 'n upside down kingdom, loof die Here in jou omstandighede, en dit is presies wat die woord sê, om dankbaar te wees in alles, nie vir alles nie, in alles, en ek begin sê, Here Jesus, ja, dankie Here, dankie vir wie U is, want dan draai dit om, as jy begin bang by hom, dan draai dit om, Here, U is ultimately die God wat hemel en aarde gemaak het. Alles behoort aan U. U het ons hiernatoe gestuur. En dankie vir wat U nog gaan doen. En dan draai dit heeltemal om, dan gee jy 'n wonderlike hart terug. En dan as ek weer, my liefie, kan ek vir 'n teekie maak, en ek kan dan is jou hart heeltemal verander. En aan die Here daarvoor. En dit gaan taf en dit gaan swaar. En ek besef toe met dit, die Here kom leer my toe dat my geluk hang nie van my man af nie. My geluk is in hom alleen, Jesus Christus. Dis waar daai lewende water, wat die woord van praat, waar Jesus sê, die dorses kom drink, want daar's lewende, dis die lewende water wat Jesus gee, die Heilige Gees wat in ons is. En weer eens, dit verlos my man heeltemal van 'n groot taak, dat my geluk nie van hom afhang nie. Absoluut nie van hom afhang nie. En nog 'n wonderlike, in daai tyd het ons so die boervrou pakkies gekry het, en hier's mense wat ek hier sit, wat vir ons pakkies net so my eie liefde uit, van my hart uitgestuur het, wat ek altyd so waardeer het. En julle kan ek duisende getuienis daaroor wat oor my pad gekom het, wat in my boksies was. Ek weet nie of een van julle onthou van die boervrou boksies, of julle self betrokke was nie. Ja, dankie Patty. En maar julle, daar's duisende getuienis wat uit dit ook uitgekom het, en daar moet jy trots in jou sak trek. Want daar is dit duidelik, wat se trots nog absoluut die monster in jou is, met trots. Maar weet julle wat, as 'n mens se hart, niemand sien wat in jou hart aangaan nie. Daar mense wat in die tronk sit, is eintlik maar net hulle is uitgevang, soos om Henkes altyd sê, hulle is maar net uitgevang. As hulle weet wat in jou hart aangaan, dan behoort ons almal in die tronk te sit. Want dis daai harte wat ons heeltyd voor die Here moet bring, die Here soek 'n circumcised hart, 'n besnyde hart, wat 100% vir hom besny is. En hy kom maak by hart mooi, daai dinge wat nog in die donker is, as sy lig opskyn, as jy dit hom toe bring en vir hom gee, hy kom maak dit nuut, hy kom maak dit mooi, hy kom verander dit, sodat jy blessing eers vir jou gesin kan wees, en dan vir jou gemeenskap. En toe, ek raak toe swanger met Brand, hy is toe in Boesmanland gebore, en maar in die boervragpakkies toe nog 'n waardevolle les wat absoluut my hart so oortuiging geraak het, is dat die Here is my voorsiening. En die liedjie wat ons altyd sing, God is my provider, daai liedjie. Baie mense sing dit, maar glo hulle dit regtig in hulle harte, of gaan maak hulle dadelik weer planne, of probeer hulle dadelik net dinge beheer. En dit, as mens besef dat hy is ons voorsiening, hy sit op die troon, alles vloei van sy troon af deur verskillende kanale na ons toe. Want hy is die een wat in ons daaglikse behoeftes voorsien. Ons kan nou nie vir allerlei dinge verwag wat nou belaglik is nie, maar hy voorsien ons daaglikse behoeftes, en hy gebruik enigiemand om te voorsien. Toe raak ek swanger die 3de keer, dokter sê vir ons moet sonoloog toe gaan, want ons sê nie, my man sê op die plaas toe, ons moet by die plaas uitkom. En die dokter sê, want hy tel toe iets, of hy sê, ek dink julle bly en kry 'n afspraakie. En die volgende oggend, ons kry 'n afspraakie,
En die vrou, die dokter, scan so oor Abia se kop, en sy sê, ja nee, is bogger op brein, sê sy, met daai presiese woorde. Kan jy dit glo? Dat daai vrou dit sê? My pa het op daai woorde nie uitgebruik, nog nooit weer vir iemand gehoor het gebruik nie. En ons staan daar weer eens voor 'n krisis. Sy sê, gaan terug in die kloof, te kry die pilletjie, en dan gaan jy nou eers rustig huis toe, dan drink jy dit, dan moet jy binne 2 dae, kan jy presies, dan moet jy terugkom. En daar's geen lewensvatbaarheid nie, as sy gaan survive, die swangerskap, as jy daar 'n holstering krip, gaan sy sterf. En hier staan ek en my man voor 'n groot krisis. En ek onthou ons ry met die preskripsie, en ek huil, en ek sê sin, okay, ons kry die preskripsie by MK 24-hour na en toe ons in die deur in die bakkie kom sit, toe sê ons net, ons moet net bid, en toe stuur ons nou uit vir almal om saam te bid, of die, Hoe ver is jy toe so? Dit was 18 weke, ja, 18 weke. En ons, ja, en toe, weer eens, as man en vrou saam bid, en eenheid kom, dit is die veiligste, wanneer ek op my veiligste voel. Soos ek en my man saam bid. My man het dinsdagoggend toe ons hierna op pad is, weer, hy het gebid die oggend, gebid, en ek onthou jare terug, daai prentjie kom toe op waar, toe ons nog in die Kaap was, net nadat Jesus my kom red het, en my vader en my pa, en toe ek het 'n passie vir vroue, ek het 'n absolute passie vir vroue, en toe kom salf vir my hande en my voete, vir die bediening, en dit was my beautiful, en toe kom het dan net weer Dinsdag op. So, my sekuriteit kry ek as ek en my man saam bid. Daar's niks vir my beter, meer sekuriteit is dit nie, en ons ervaar toe, maar die Here is meer van lewe en dood, en hy is die bron van alle lewe. Ek kan nie daar besluit neem nie. As dit nou is dat as hy homself moet aborteer, dan sal dit so wees. En natuurlijk vra jy eers vir Jesus, Here raak aan, genees hom, natuurlijk, dit moet ons eerste gebed wees, maar Jesus, as U dit nie kom doen nie, ek buig my knieë nog steeds vir U, my hart is nog steeds uitverkore aan U, al kom genees U nie. En ons stap toe nou in die pad, toe ons nou weer by die hospitaal kom, 2 maande later, ja, die is nog steeds nie brein nie, en die dokter is ongemakkelijk, en hy sê, maar weet, ons teruggeplaas, ek is so staan naampie, van Anton Via van Sylvia, Via, dit beteken toe, God is my vader, dit is toe die Hebreëse naampie wat dit beteken, en ek weet, en hier staan toe die leeuw hier binne my op, want ek weet toe, en die Here is in beheer, maak nie saak wat nie, dis nie ek verklaar dit, en ek verklaar dit, ek kies nie, wat ek Sylvia wil hê nie, want daar is 'n verskil. Ons weet nie, ons kan nie net kom en verklaar en dink, daai verklaring is gewoonlik wat ons wil hê. Jy kan vra vir Jesus, Here raak haar brein aan, Here raak haar aan, maar Here, ek kies nog steeds om U te volg en om gehoorsaam aan U te wees. En ja, toe bid ons van Via en ons begin Here dankie sê vir roeping en vir lewetjie, hoe ook al, wat ook al. En sy word toe gebore. En met geboorte, toe sien hulle waar ooprig is. Toe sy met spina bifida gebore. Maar sy is, toe doen hulle 'n scan op die brein en toe sit die dokter en hy sê hy it's a severe case of hydrocephaly. So hy het soos water op die brein. So, wat die dokter vir ons al gesê het, was verskriklik daai dag, die neuroloog wat ingekom het. En toe almal weg is en die volgende oggend het die koffietjie my so instoot en die saam en sy is toe weg na die NICU eenheid toe en kyk met die kliniek. En ek is alleen en ek dink toe met myself, ons moes ons nie mag aborteer het nie. Ek hoef my man tik en in hy oomblik kom Here weer, in hy oomblik en hy kom bedien my en hy kom sê, stap hierdie pad voluit tot die einde saam met ons. Daar skryf wat vir Moses gesê het en dit kom toe by my op en ek ervaar toe die Here sê presies dit vir my, stap tot die einde hierdie journey met ons. En
En ja, daar begin die patoes en sy kry haar operasietjies, moes eers die ruggie toemaak en toe het hulle 'n shunt ingesit en ja, en toe het sy 'n hele paar operasietjies gehad, 'n ander heupoperasie ook en sy was agter met haar mylpaaltjies, maar sy het dit eventueel bereik. En ek moes al elke 3 ure gekateter het, want sy die steroifidas waar soos 'n ritsluiter wat ek altyd verduidelik met hakkies wat missing is, dan kan die boodskapies nie verder gaan na die breintjie toe nie. So die boodskapies wat daar blaas en by haar beentjies onder die onderste deel uit, het nie daar uitgekom het. So ek moes al kateter en haar boutjies voel en sy het ook 3 rolstoeltjie gekry, want dit het net vir haar meer movement gegee. Maar julle, what a personality. Ek sê vir julle, sy was geliefd, sy het nie kleur, sy ken nie kleurgrens nie, sy sal na jou toe aan, as jou hangertjie, dit sal nou intrigueer, so sy sal nou jou toe met haar rolstoeltjie gaan met en 'n conversation begin met jou. So haar woordjies, sy was 2 jaar agter met haar ouderdom van spraak. So ons het alles in die spraaktherapie, neuromovement het ons gevlieg Johannesburg, dit het vir haar so beïnvloed, dit het vir haar next level wat floreer. So dit was nie daai oefeningetjies vir die brein om te sê, kyk, jy het toch al, dit was 2 in Suid-Afrika wat dit doen, en hulle is in Johannesburg, en ja, en knop gekry, en julle, nou moet ons net ons betaalplan. Die Here het elke liewe sent van haar behoeftes voorsien. Alles ons hoef nooit voor mense te gestaan het met verrekeninge of agterstallig nie. In alle behoeftes. So as ons dink ons nou fondsinsameling vir haar rolstoel doen, dink ons ook as ons lang verkoop en ons kan die kaartjies hê, dan bid ons saam en maar volgende oggend dan kom iemand sê, luister, ons wil graag van ja, wat is haar behoefte? Klokslag. Regtig julle. En daar was daai wat dit lank vat, maar dan kom die Here deur. So hy het alles voorsien. Want as hulle behoort eers aan hom, dit was my kinders behoort eers aan hom. En ek is net weer eens die rentmeester. Ek is die mamma wat die herder is oor my kindertjies. Ek moet hulle herder. Ek moet hulle disipel. Hulle het nou my nommer 1 disipels. En ja, so ons het wonderwerke gesien met voorsiening in haar lewe. Ek durf nie kla nie. En dit is die ding, as jy Jesus omhels, hy ontmoet jou daar. Hy ontmoet jou daar. En toe Julie vakansie, Vrydag ons is die neefietjies is op pad uit die Oos-Kaap uit en die 3 neefies is daar Anton se broertjie kinders, hulle is daar so en ek is besig om kos te maak in die kombuis en Brand my seentjie, hy is nou 9, hy word 10. Noah, my oudste een, is nou 12. En ek hoor net van buite af, hy skree. En 'n ma weet daai skree klink anders. En ek kom ingehardloop, hy sê, mama, af, jy maak nie haar oë oop nie. En ek los toe alles, ek hardloop uit buite doen, en sy is toe onder die boom in haar rolstoeltjie regop, maar ek kan sien sy is besig om 'n styftrekking te kry. En ek hardloop na haar toe, en ek sien haar oogies is half toe. En ek maak haar los uit haar rolstoel te kyk, en ek hardloop met haar in huis, en sit haar op ons bed neer. En ek roep net uit, Jesus, help my, help vir Abia. En ek sê net, Brand, wat het gebeur? En, seentjie, hy het 'n rof uit haar te vinnig gestoot. En toe sy direk op haar koppie geval. En Anton is in die dorp en hy kom nog uit, gelukkig is 5, hulle roep vir papa oor die radio, papa, kom, of jy maak nie haar oë oop. En dit is 15 minute, toe is hy daar, en ek bel die dokter op die dorp, en ek vra van, ek sê, Marel, sy is nog 'n hartklopie, wat ek doen, sy sê, gee net asem, ek gee asem, en Anton stop, en ons laai haar, en sy sê, toe sy reël die ambulans halfpad kom, en ek hou aan asem gee, en toe ons by die ambulans kom, presies halfpad, ons is 100 km buite die dorp, toe sê hulle,
toe my 2 kinders by ons in die bakkie ook, en ons roep almal heeltyd Jesus, Jesus red haar, Jesus red haar. En dis nie my geloof wat min is nie. Dis nie my geloof nie, wat te min was nie. En die ambulans sê, die ambulansmanne sê vir ons, hy is oorlede. En ek hou haar vas, en Anton sê hy ry toe, hy sal voor uitkry, maar nou moet ons hospitaal toe. En ek sit agter by haar, en ek is woedend vir my seentjie. Woedend. Want ek het hoeveel keer op hom gesê, moenie so rol met haar speel nie. En julle, in daai oomblik weer eens, waartoe hardloop ek? Jesus toe. Ek hardloop na hom toe eerste. Ek sê, Here, hierdie kan ek nie sonder U doen nie. Kan ek nie sonder U doen nie. En in daai oomblik kom die Heilige Gees en outomaties, Jesus, ek vergewe verbrand, ek vergewe hom in Jesus naam. Maar Here, hierdie kan ek nie sonder U doen nie, help my. En ons kom toe by die hospitaal en die ergste wat mens ooit wat mens nooit ons moet al koue luikie in daai luikshuisie sit. Al luikie in die luikshuisie sit en daar is ons weg terug plaas toe. En daar maandag moes ons al gaan uitken het in Kalvia Hospitaal. En ek en my man en daar ons so oral staan, toe sit, weer eens, ek en Anton, ons gryp mekaar vas en outomaties begin ons net vir die Here dankie sê vir haar lewe. Dankie vir haar purpose wat sy geleef het, vir die 7 jaartjies wat hy aan ons toevertrou het. Ons voel so bevoorreg dat ons uitgekies is. Want sy het soveel liefde, almal het altyd van die afweerdrukkies gepraat. Ek het nie tyd vanaand om haar getuienis van haar lewe. Dit is nie na die tyd getuienis nie. Getuienis terwyl sy geleef het. Wat mense vir my gestuur het. Ek vind, wat is die tyd nou? Die een man stop by ons plaas. Hy is ook op 'n journey want hy sy kind verloor aan weens kanker. Nadat sy kind gesond geraak het. En hy en oom is dus op 'n journey om met sy vrou te sê om genoeg is genoeg. Jy vat nou verlof, want hy sê ook hy het als in sy nothing box gaan inprop. En jy vat nou verlof en jy gaan sorteer met die Here jou storie uit, maar ons kan nie, ons huwelik gaan dit nie maak nie. En hy sê hy kom in die huis ingestap en dan want sy het kyk so op die grond met haar boutjies al gesloot, haar armpies was nog baie sterk. En sy is toe dadelik, want dis die ding, sy was 'n mensenmens, sy het na mense toe gegaan, so sy dadelik, toe gee sy hom 'n drukkie en hy sê sy hart was so getrek na hierdie kindjie toe. Hy verstaan dit nie, want hy het nog nooit so iemand anders 'n kind gevoel nie. Maar ja, langs storie, hy sê toe sy hom dan 'n drukkie gee, dis dit asof sy klipharde hart breek. Hy sê, Sylvia, Avia het genesing van hart vir my gebring in daai drukkie. En julle, dis die mense praat van al Avia drukkies. Drukkies het genesing gebring. Ek is so dankbaar vir mense wat daai boodskapies na die tyd of in haar leeftyd vir getik het. En vir gestuur het ek hou dit. Van my dogtertjie het 'n purpose gehad, net soos my ander 2, net soos ek, net soos elkeen van julle wat hier sit. En in plaas van om self ons dinge te probeer reël en te beheer en uit ons seer van ons kinderdae uit dinge te probeer doen en heeltyd te rebelleer teen 'n God wat jou gemaak het vir 'n spesifieke purpose, vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke tyd. Dit lyk anders as die een langs jou. Wanneer jy Jesus omhels, dis waar die lewe begin. As jy jou lewe neerlê, is waar die ware oorwinning begin. Dit is die ware oorwinning en dit is 'n upside down kingdom, want ons leef in 'n leeftyd, in 'n era waar selfverheerliking en self-achievement is top aan die lys. As jy bereik dit, dan het nou jy dit gemaak. Maar as jy nog steeds so leeg binne, Avia het haar purpose uitgeleef. Sy het haar purpose uitgeleef, sy is aan ons toe vertrou. Sy is by Jesus. Ek gaan hom weer sien eendag. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk in sy hande, niemand anders nie. Hy sit op die troon, nie Trump nie, nie China se mense nie, Russia se mense nie.
Jesus sit op die troon. Hy sit op die troon. Al lyk dit of dit chaos is, al is daar oorlog, hy sit op die troon en elkeen van hulle gaan vir Heilige God moet verantwoording doen vir hulle dade. Ons almal gaan. Ons word nie gered volgens ons dade nie. Ons sal gejudge word volgens ons dade. En wanneer jy Jesus, die een wat op die troon sit, omhels, dan begin die lewe. Dan begin die ware oorlewe, want daar lê die oorwinning om die seun te omhels. En ja, so om uit daai perspektief uit daai ewigheidsvisie perspektief uit, na my situasie te kyk, bring vir my vertroosting. Ja, ek mis al, daar is daar wat ek al die video's wil kyk en, maar julle, ek bely nie in 'n gat nie. Die Here kom, ek nog steeds 'n purpose en ek die Heilige Gees in my, daai Gees wat, die Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dis in my, en dis eerstens om my te verander na God se beeld, na die beeld van Jesus Christus, want hy is die beeld van die onsigbare God, en daai selfe krag werk in my, om vir my hoop te gee, om my hoop te wees, om vir my visie te gee, perspektief te bring, en daai, om uit God se perspektief uit hierdie dinge te sien, is wat my absoluut verlossing bring. So ons stap die pad saam my seentjie en ek weet, hy gaan 'n man na God se hart wees. Ek maak 'n seentjie groot vir iemand anders se dogter eendag, ek beter 'n goeie werk doen. Ek beter by Jesus se voete sit. Ek beter by Jesus hoor oor hom. Ek beter weet wat sy karaktereienskapies is. Ek beter weet wat waar hy belangstel en hom daarin lei. Ek beter vir hom van Jesus vertel. Ek beter vir hom sê, Jesus moet jou koning wees. Want dan gaan hy beter besluite maak. Dan gaan hy 'n godly woman ook kies. En dan gaan hy 'n blessing wees vir sy skoonfamilie ook. So ek weet, daar is in die Here se hand en weet ons het julle, wat is daai movie gewees wat, It Ends With Us, julle het dit gekyk? Ja, ek huil, ek huil, want daai man het net geen hoop gehad, en sy ouers toe nog verwyd, ek kan nie eens al onthou nie. Hy het niks hoop gehad, hy het nie Jesus gehad nie, dit is 'n fliek. Maar julle, dit is hoe die lewe is. En die mans hardloop na allerlei dinge toe, net om daai te nam, net om te vergeet van hulle pyn. Net om ons ook, mans, want ons wil nie deel met dit nie. Maar julle, die Here laat elke situasie ten goeie meewerk as ons die seun omhels. Want dit is die antwoord op die lewe. Daar is nie ander antwoord nie. Kan nie die lewe sonder Jesus doen nie. Want jy gaan heeltyd pyn hê, jy gaan heeltyd gestres wees, want jy gaan heeltyd in beheer wil wees, en as jy beheer verloor, dan, ja, ons moet ophou. Die antwoord is Jesus, omhels die seun. Ja. Ek gaan nie, ek is nou huiler. Kijk, maar jy nie liggen. Julle moet besef, dat wat gebeur het, ek het af, ek kan nie praat as ek hou nie. Het verlede jaar gebeur, sy het nie dit baie gesê nie. Kyk Janneke. En die vrou staan nie vanaand, en sy kan die naam van Jesus onverskrokke verkondig. Dis die krag van Jesus Christus, toe ons by die kindjie se begrafnis was, 2 jaar, het ons gestig, daar weggery, ek jokkie vir julle nie. Ons het gestig, ek het bange gestig, by die begrafnis van 'n kind weggery. Ek dink persoonlik, dit is die moeilikste ding, wat met jou op die aarde kan gebeur, is om jou kind in die dood af te staan, voor jy sterf. Ons het gestig daar weggery. Sy het ons getroos by haar kind se begrafnis, vir my en vir Bea. En die krag van God is in daar. Is die krag van God in jou as jy swakker is as sy? Ja, die krag van God is ook nog steeds. Sy kry ook swak daar.
Sy kry ook daar wat sy nie na hom toe hardloop nie, wat sy nie gehoorsaam is en is nie. Maar sy bly vashou aan hom, deur hom moeilike tye deur. Ons gaan vir Hebreë wys, want ons glo regtig dit is die tema van vanaand. Is jy werklik bereidwillig om klein in die pottebakker saam met te wees? Ja, jy sing die liedjies onlaag. Gaan die liedjie weer? Gaan nou sing. Maar as jy werklik bereidwillig om jou lewe op te gee, jou lewe vir Jesus. Wat hy in en deur jou kan doen is geweldig. Ek gaan nou oor die gebed praat. Ons sit ek En ek as ons al klaar hierna gekyk het, ja. Wat ek ervaar het is, dat ons dit gaan lekker ongemaklik wees. Die skrif wat ek ervaar het is Prediker 4. 2 is beter as 1. Dat ons opbreek in 2 vrouens. En dat jy nie, dis jy reg ongemaklik is, nie na jou vriendin toe gaan nie. Ons gaan lekker opstaan en jy gaan vir jou iemand kies waarna toe jy gelei voel om te gaan. En julle 2 bid saam oor wat die Here in jou hart werk. Goed met jy daarvoor belei, lekker teenoor niemand wat jou gaan nie ken nie. Goed dat jy voor die Here wil bring in gebed. Okay. En dan daarna kan jy verdaag.